Goeiemôre almal, maandagooggend. Dit is vandag die 19de Januarie die jaar 2026. Lieflike dag deur Abba geskenk aan ieder en elkeen van ons. My naam is Sonja Gerber. Vanoggend gaan so 'n bietjie gesels oor tugtiging. Maar niemand van ons hou van 'n pak slaan nie. En my pa het geslaan om jou dood te slaan, so jy moes jouself gedraai het. Tog is dit deur die eeue 'n beproefde manier van opvoeding. Die Bybel gebruik die beeld van tug om na 'n deel van God se handelinge met mense te verwys. Hy wys ook soms tereg, hy tugtig ons selfs deur omstandighede toe te laat wat vir ons alles behalwe lekker is. Die geheim is om raak te sien dat die Here se hand daar agter is en voor hom te buig en te sê, Here, bereik U doel in my lewe, ek luister na U stem. Waar U lei, daar sal ek volg. Nou die eerste gedeelte kom daar uit God se woord uit Daniël 12 uit, vers 8 tot 10. En hy het dit gehoor, maar nie verstaan nie. Daarom het ek gesê, my Heer, wat is die uiteinde van hierdie dinge? En hy het gesê, gaan jy in Daniël, want die woorde bly verborg en verseël tot op die tyd van die einde. Baie sal gereinig en gesuiwer en gelouter word, maar die goddelose sal goddeloos handel en geen een van die goddelose mense sal verstaan nie, maar die verstandiges sal dit wel verstaan. 1 Korintiërs 11 vers 27 tot 34. Wie dan op 'n onwaardige wyse hierdie brood eet of van hierdie beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en aan die bloed van die Here. Maar die mens moet homself beproef en so van die brood eet en uit die beker drink. Want wie op 'n onwaardige wyse eet en drink 'n oordeel oor homself, terwyl die liggaam van die Here nie onderskei nie. Daarom is daar onder julle baie swakkes en sieklikes en 'n aantal wat ontslaap. Want as ons onsself beoordeel het, sou ons nie geoordeel word nie. Maar as ons geoordeel word, word ons deur die Here getugtig, sodat ons nie saam met die wêreld veroordeel mag word nie. Daarom, my broeders, as julle saamkom om te eet, wag vir mekaar, en as iemand honger het, laat hom by die huis eet, sodat julle nie tot die oordeel saamkom nie. Halleluja. Efesiërs 6 vers 4 en 5. En die vaders, julle moenie julle kinders vertoorn nie, maar voed hulle op in die tug en vermaning van die Here. Diensknegte, wees gehoorsaam aan julle Here na die vlees met vrees en bewering in opregtheid van julle harte, soos aan Christus. En dan vers 9. En Here, doen dieselfde teenoor hulle en laat staan die dreigemente, omdat julle weet dat ook die Here in die hemele is en hy hom geen aanneming van die persoon is nie. Halleluja. Dan Hebreërs 12, ons lees hier van verse 5 tot 13. En julle die vermaning heeltemal vergeet wat tot julle as seuns spreek. My seun, ag die tugtiging van die Here nie gering nie en beswyk nie as jy deur hom bestraf word nie. Want die Here tugtig hom wat hy liefhet en hy kastei elke seun wat hy aanneem. As julle die tugtiging verdra, behandel God julle as seuns. Want watter seun is daar wat deur die Vader nie getugtig is nie, maar as julle sonder tugtiging is, wat almal deelagtig geword het, dan sal julle onegte kinders en nie seuns wees nie. Verder, ons het ons vaders na die vlees as kastyders gehaat en ons het vir hulle ontzag gehad. Moet ons dan nie veel meer aan die Vader van die Geeste onderworpe wees en lewe nie? Want hulle het ons wel vir 'n kort tydjie na hulle beste wete getugtig, maar hy tot ons bes wil, sodat ons sy heiligheid kon deelagtig word. Nou lyk elke tugtiging of dit op die oomblik nie 'n saak van blydskap is nie, maar die droefheid lewer dit egter 'n vredevolle vrug van geregtigheid vir die wat daardeur geoefen is. Daarom rig die slap hande en die verlamde knieë weer op en maak die reguit paaie vir julle voete, sodat wat krepeel is nie uit lid raak nie, maar liewer gesond gemaak kan word. My laaste gedeelte kom uit Openbaring 3 vers 19 en 20. Almal wat ek lief het, bestraf en tugtig ek. Wees dan ywerig en bekeer jou. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou en hy met my. Halleluja, kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelse Vader, Here, baie dankie vir u tugtiging in ons lewe. Ja, Here, sodat ons gehoorsaam kan word, sodat ons nie in die hel gewerp gaan word nie en u vir ons gaan sê, gaan weg van my, ek ken jou nie, jou werker van ongeregtigheid, maar dat ons wanneer ons voor u staan, u kan sê, welkom my getroue dienskneg,
en dan dat ons albei in blydskap kan wees. Here, ons loof U, ons prys U, ons eer U groot en heilige naam. Here, help elkeen dat ons gehoorsaam sal wees in U tugtiging. Ons eer U daarvoor. Halleluja. Amen en amen.